nooi jou om jou sitplek eers te vat, net daar waar jy is. Baie dankie, dit is altyd lekker om so by mekaar te kom, so ons tieners is besig om uit te beweeg. Ek het nie klaar iets gesê wat hulle kwaad maak nie, hulle beweeg net nou uit en dan gaan hulle by mekaar kom en 'n bietjie op hulle eie vlak verder gesels. Ons is besig in ons reeks met die naam Missie Mense en ons sê bietjie luister, as ons Missie Day is, Missie is die missie, Day is God, so ons is mense wat die missie van God uitleef. As ons Missie Mense is, daardie mense, hoe lyk so iemand? Hoe lyk so iemand, wat doen hy, wat sê hy, hoe lyk bietjie die karakter van 'n missie-mens? Dit is wat ons bietjie oor gaan gesels, en vandag is 'n lekker topic waar ons gesels, en dit is ons gesels oor 'n oorwinnaar wees, né? Nou dit is iets waarmee elkeen van ons groot geword het, hierdie gedagte van oorwinnaar, en ons het fantastiese skrifverse. Nou in my voorbereiding vir hierdie word ek teruggevat, ek het as laerskool was ek in 'n Christenskool gewees, en die skool se lese was meer as oorwinnaars gewees. En dan op saalbyeenkomste het ons daai liedjie geluister wat sê ons is meer as oorwinners in Christus Jesus, in alles sal ons triomfeer. Dis is nie 'n vreemde stelling of 'n woord vir ons om te hoor nie, né? Oorwinnaars voel so ietsie, man, ek ken dit. Dit lei al vir klokkie daar agter in jou brein, jy soos hierdie voel reg. Hierdie voel bekend, dis nie nuwe inligting nie. En ons het fantastiese skrifverse wat ons ook help hiermee. Ons gaan vandag afskop om 'n stukkie so uit Romeine 8 hier van vers 31 af te lees. En Paulus is besig om hierdie stuk te skryf. Hy skryf daar, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Fantasties. Hy sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wat sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, niks nie. Soos geskrewe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons bekende stuk wat vir my so sin maak as gevolg van my hele laerskoollewe, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus ons Here is nie. En jy lees dit en jy soos, yes, hier vat ons 'n ding saam, né? Dit voel soos daai coach wat besig is om die mense op te saai. Jy weet, die rugbyspan het nie so goed gedoen nie, nou sit hulle halftyd en dan begin die coach hierdie ding uithaal, soos ouens, julle kan beter, en ek het al gesien hoe julle dit doen, en jy moet in jouself, jy weet, hier so half 'n opsweep oomblik, ons is meer as oorwinnaars, en ek lees hierdie ding deur, en ek sit daar en ek dink, ek lees en ek dink meer as oorwinnaars, maar ek voel dit nie. Ek kyk na my lewe en dit voel soveel dinge faal ek. En ons plekke waar ek net sê, Here, hoekom sê nie, ek's meer as oorwinnaar, en ek word groot met hierdie lied van meer as oorwinnaar, maar as ek rondom my kyk en ek dink aan myself, dan voel ek nie altyd oorwinning nie. Ons leef in 'n land, Wits Universiteit het nou in laas jaar 'n studie gedoen, 25.7% van ons sukkel met depressie wat 'n actual effect op jou lewe het. Wat depressie wat nie net ek sukkel nie, en dit is 'n depressie wat jou weerhou van lewe soos wat jy wil hê. 1 uit 4, kyk links regs, 1 uit 4 van ons sit daarso. Ons lewe in 'n land waar tussen 2021 en tussen 2022 het skei syfers met 10% verhoog. Meer as helfte van skei sake, 55% van skei sake het kinders betrokke. Ons leef in 'n land waar
die internasionale wiskunde en skynat, hulle het so 'n TIMSS, is so 'n groep mense wat kyk na hoe die lande dit besig is om wiskunde en skynat te gee reg oor die wêreld. Kyk na Suid-Afrika en sê ons is een van die lande met die slegste standaarde. En ek kyk na dit en ek lees dit en ek dink aan my seentjie Bart, hy's nou 5, so hy's darm nog nie by wiskunde en skynat nie, maar as hy daar kom, hoe gaan dit lyk? Ek dink aan sy toekoms, ek dink aan sy onderwysers. Ons leef in 'n land waar daar moord is en dood is en seer is en daar's al hierdie moeilike omstandighede rondom ons en dan sit ek met dit en dan sê ek, Here, hoekom stoei ek met dit in oorwinning? Hoekom kyk ek na hierdie goed en ek voel nie meer as oorwinnaar nie? Want dit raak vir ons moeilik om hierdie twee goed met mekaar te probeer balanseer. En dan kyk ek na Paulus. Paulus het hierdie Romeine 8 geskryf. Hy het 'n kort tydjie daarna word Paulus dan in hegtenis geneem. So dit is omtrent so 'n jaar daarna word hy dan in hegtenis geneem en hy sit in die tronk vir so 6-7 jaar en dan sê hy 'n kort tydjie uit en dan sy terug tronk toe waar hy doodgemaak word. En dan kyk ek na dit en dan sê ek, Here, oorwinning? En ek besef een ding net so duidelik. As ek so voel, is een van twee goed waar. En hy moet waar wees. Of A, daar is nie oorwinning in Christus nie. Of B, my verwagting van oorwinning is verkeerd. Ek kyk na my Christus, ek kyk na my God, ek sien wie hy is, wie hy was, wie hy toekomstig sal wees, ek ervaar hom anders, ek weet wie hy is. Ek het fantastiese skrifverse, my God voorsien, my God is daar is oorwinning in Christus. As hierdie een waar is, beteken dit, hierdie een moet vals wees, en ek moet besef, my verwysing van oorwinning is af. Hoe ek dink, wat ek verwag van oorwinning, moet dan bietjie anders wees. Ons stap in skole en ons is lekker betrokke by klomp van die skole hier in die area, veral Bellville Hoërskool, en ons deel met 'n klomp jong mense en dan kyk jy wat is die dinge waarmee hulle sukkel. Waar sukkel hulle en waar is hulle besig om uit te act en sosiale medias en al hierdie druk wat hulle het en dan kyk ek na dit en dan sê ek, Here, ek sien dit, maar ek besef dat wat ons kyk na moet verkeerd wees. En u moet vir my help om deur die regte lens te kan kyk, om oorwinning deur u oë te sien. Want as ek aanhou om oorwinning deur my wêreldbeeld, oorwinning deur my manier van druk te probeer sien, mis ek iets. Ek mis wat u aan die doen is. Ek mis hoe u aan die werk is. Ek mis oorwinning, want ek kyk vir die verkeerde ding. Hy word gekonfronteer met hierdie gedagtes om af te speel, en ongelukkig is ons maar mense wat so half gekondisioneer is om 'n bietjie selfsugtig te wees. 'n Bietjie uit jou eie oë uit eerste te kyk, so 'n bietjie mooi te kyk na jouself eerste. So om jou kop te skuif en jou lens te skuif om oorwinning eerder uit God se oë uit te kyk, is 'n uitdagende een. Dankie tog, reis die Here saam met ons in ons onsekerheid. Daarso is 'n gesegde waarvan ek baie hou en hy is ongelukkig net die beste in Engels. Dit sê, pay attention to the tension. Gee jou aandag na daar waar daar spanning is. Want gewoonlik daar waar daar spanning is die Here besig om bietjie aan te werk, né? Die Here het so 'n manier om die plekke waar daar spanning is, hy kom werk, hy kom draai hy aan hierdie ding wat jy gedink het net frustrasie is en hy kom maak iets wonderlik uit dit uit. Johannes 16 vers 33, lees ons verder en dit sê, dit het ek vir julle gesê, Jesus wat praat, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus kom en sê, luister, jy mag dalk op 'n plek wees waar jy rondom jou kyk. En jy sien die verdrukking van waar jy is, maar hou moed, want ek het hierdie wêreld oorwin. So wanneer ek dit lees, moet ek iets besef. Ek kan nie my oorwinning meet aan my direkte omstandighede nou nie. Oorwinning moet iets anders wees. En hier moet die Here begin werk. Hier moet die Here begin draai in ons harte, hy moet draai in wat ons doen, en hy moet draai in hoe ons dink, want hy moet my kop help draai, dat ek oorwinning deur 'n goddelike lens kan sien. Hy gaan saam met my hierso moet begin reis.
Want ons kyk na ons wêreld en ek weet nie of jy soos ek is nie, maar ek kyk na die wêreld rondom my. En ek sien hierdie ding. Ek sien miskien hoe gelukkig hierdie persoon is. En ek dink, yes, hierdie persoon het iets, hy het iets uitgefigure. Hierdie persoon kry iets reg, want ek sien dit in sy geluk. Of ek kyk na iemand wat goed gaan met hulle finansiëel. Ek sê, hierdie ou, hy het dit. Hy het dit reg gekry, hy het sy finansies uitgesort. Ek gaan nog oorwinning daar behaal, maar ek sien die ou kry dit reg. En so skuif ek my lens van oorwinning na dit wat ek sien in hierdie wêreld. En ek kyk na gesondheid. En ek sê, is hierdie ou se gesondheid, dit gaan goed met hom, ek kyk hoe hy oefen, ek kyk sy prioriteite, en ek dink, hierdie ou het dit uitgewen, ek moet dit nog oorwin. Of ek kyk na hierdie persoon se eetgewoontes, ek kyk na hierdie persoon se huwelik, en ek sien, dit lyk of dit rooskleurig is, en hulle beklei nooit, en dan dink ek vir myself, ek gaan hierdie ding nog oorwin. En stadig maar seker sien ek oorwinning in 'n wêreldse manier. En wanneer ek dit daar sien, dan begin ek sukkel. Want as ek klaar oorwinning het, dan hoekom lyk dit so? Elkeen van ons moet 'n oomblik neem en dink aan waar en hoe ons oorwinning sien. Elkeen van ons moet 'n oomblik neem en kyk na die plekke waar ons energie insit. Want ongelukkig ek sien in my lewe, ek wat oorwinning probeer behaal oor die goed, vat baie keer baie meer van my energie as ek wat my fokus sit op die een wat oorwinning bring. Ek wat my oë net kan afhaal en op 'n ander plek vir my sit. Oorwinning lyk net vir ons heeltemal anders. Ek wil vir julle 'n oorlogsstorie vertel. En nou hier is die moeilike ding van oorlog. Ek dink nie oorlog is 'n mooi ding nie. Ek dink nie dit is iets wat in 'n plek waar God heers eers eendag gaan bestaan nie. Wanneer God oor alles heers en hy is in beheer, dink ek oorlog gaan nie bestaan nie. Dit is so half 'n simptoom van geweld en van orde probeer kry en dis 'n baie moeilike ding vir my. Alhoewel dit so is, dink ek ons kan partykeer kyk na mense wat in hierdie oomblik van groot verdrukking en sukkel is en ons kan iets goddelik in hulle raak sien. So ek wil so 'n oomblik neem en ek wil die verhaal vertel van Vice Admiral James Stockdale, September 9, 1965. Is hierdie man besig om te vlieg in sy vliegtuig en hy word afgeskiet. Dit is die Vietnamese oorlog. Sy vliegtuig is op pad af, hy skiet homself uit die vliegtuig uit en hy land in 'n klein dorpie. Daar word hy dadelik gevange geneem en hy word tronk toe geneem. En die probleem is dat hy is in Hoa Lu tronk gewees, gekenmerk as een van die wreedste tronke gedurende die Vietnamese tyd. Hy is die persoon met die hoogste rang daarso. So natuurlik kyk die mense vir hom. In 'n plek van hopeloos is dit waar hulle is. In 'n plek van verdrukking, 'n plek van martel, 'n plek van seer en van moeilik. Kyk mense na hom toe vir hoop. En hy het die verantwoordelikheid om al hierdie mense rondom hom te help om hoop 'n klein bietjie anders te sien. Hy is daar en hy begin met die mense 'n reisstap. Hy probeer mense ooreed en help om anders en beter te doen. Nou as jy vir jouself gou 'n oomblik moet neem, in sulke omstandighede, hoe lank kan jy bemoedig bly? Okay, vat gou 'n oomblik, dink gou daarso. Onder verdrukking en moeilik, en elkeen van ons het dit al ergens ervaar, wees dit met uitdagings by die werk, of jy het ietsie in jou huwelik wat vashang, of jou kinders sukkel jy mee, of daar's ietsie wat vir jou so druk. Daar's vir baie van ons so halfe tyd, en dan na daai tyd, dan begin moedeloos half oorneem, né? Na daai tyd dink jy, ek weet nie of ek my hierdie kan doen nie. Ek probeer nou al so lank, en hierdie ding kom nie deur nie. Ouers met tieners, ken dalk dit goed. Ek het al soveel keer hierdie vir jou probeer leer, en dit voel net nie dit sink in nie. Hoe lank? James Stockdale is vir 7,5 jaar in hierdie tronk. 7,5 jaar van sukkel, van seer, van weg, van eenheid, van martel, 7,5 jaar, en hy skryf 'n boek na die tyd.
'n boek wat gaan oor hoop in moeilike omstandighede. Hy sê daar het klomp mense ingekom wat baie hoopvol was, wat gesê het, moenie worry nie manne, teen Kersfees is ons uit. Dan kom Kersfees en dit gaan. Dan sê daai manne, moenie worry nie, teen somer is ons uit. Teen winter is ons uit. Teen jou verjaarsdag is ons uit. En hulle probeer hoop stel op 'n sekere plek en daai oomblik kom en dit gaan en stadig maar seker word daai mense se moed afgebreek en afgeweek en oorwinning lyk onmoontlik. Totdat die mense net opgee en dit nie meer kan maak nie. James kry dit reg om op 'n ander manier te leef. Hy het dit reg gekry om hoop te hê. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Nie omdat hy hoop in eers nie, maar omdat hy hoop in uitkoms. Hy het dit reg gekry om nie sy hoop te sit en wanneer ek daar is dit beter nie. Hy het gesê, ek weet verseker, 'n tydperk gaan kom wat verdrukking gaan verby wees. En tot dan toe sal ek hoop. Baie van ons sit baie keer in ons moeilike omstandighede op 'n plek waar ons sê, as ek net dit kan doen, sal dit beter wees. As ek net hierdie gesprek kan hê, kan dit beter wees. As ek 'n ander werk kan hê, as ek hierdie gesprek met my kinders kan hê, as ek en my vrou hierdie verstandhouding kan hê, kan dit beter wees. En ons sit ons hoop op 'n plek of 'n tyd. En wanneer dit kom en is nog steeds moeilik, want ons lewe in 'n sondige wêreld waar ons sukkel. Wanneer dit kom en daai oomblik is nog steeds uitdagend, dan gaan baie van ons so, ag, dit gaan nie werk nie. En ons mis die oorwinning, want ons kyk hier, en ons kyk nie na waar die oorwinning saam met Christus lê nie. Ons het oorwinning saam met hom, om eendag by hom te wees, en om hom saam met ons te hê. Maar soos wat geskryf is in Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou moed, want ek het die wêreld oorwin. James Stockdale het 'n gesegde, en ek gaan hom vir ons gou lees in Engels, en hy het gesê, you must never confuse faith that you will prevail in the end, which you can never afford to lose, with the discipline to confront the most brutal facts of your current reality, whatever they may be. Jy kan nie die hoop van oorwinning en jou grootste uitdaging met mekaar de mekaar kry nie. Jy kan nie jou hoop om eendag in oorwinning te leef saam met Christus en die uitdaging wat jy nou ervaar de mekaar kry nie. Want dit is nie dieselfde nie. Ons gaan moeilike omstandighede hê wat ons in en deur moet leef. En God kom en hy kom werk in en deur ons in daardie omstandighede. Maar ons het nodig om aan hoop vas te hou as iets anders. Wanneer ons praat oor oorwinning, praat ons maklik oor oorwinning van. Oorwinning van hierdie. Oorwinning in hierdie. Waar wanneer ons kyk deur die Bybel, is dit meer 'n oorwinning na toe. Ek het oorwinning van, maar dit beteken nie noodwendig dat hierdie verdrukking net wegraak nie. Dit beteken in en deur hierdie is ek iemand wat oorwinning behaal daartoe. As ons kyk na die verhaal van James Stockdale, hoe lyk oorwinning vir hom? Dis moeilik, né? Want oorwinning vir hom is nie wanneer hy nie meer seer gemaak word in die kamp nie. Oorwinning is nie wanneer hy gemaklik lewe in sy verdrukking nie. Oorwinning is wanneer die omstandighede verby is en hy is waar hy moet wees. Ek en jy het nodig om te sien, oorwinning is nie wanneer ek in hierdie wêreld maklik het nie. Oorwinning is nie wanneer ons hierso eenvoudig het en wanneer ons hierso kom en dis rooskleurig nie. Nee, oorwinning is wanneer ek eendag saam met my Jesus Christus kan wees. En selfs deur die verdrukking as oorwinnaar leef ek anders. Ek en jy het nodig om ons gemoed bietjie te begin draai. Sodat ons hoop nie korttermyn kan neersit nie, maar langtermyn kan neersit. Openbaring 12 vers 11 is besig om te praat oor hierdie aanklaer.
Dit praat oor hierdie moeilike verdrukking. Dit praat oor 'n tyd wat elkeen van waar hierdie aanklaer mense laat verdruk en moeilik voel. En dit is 'n slegte en dit is 'n sukkeltyd en dan lees ons in Openbaring 12 vers 11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. In hierdie oomblik van verdrukking, van sukkel, is daar oorwinning deur wat? Deur die bloed van die lam, ons koning Jesus Christus wat vir ons gesterf het en ons moontlik gemaak het om 'n ander manier te leef. Daar lê oorwinning. En deur die woord van hulle getuies, deur bemoediging, deur praat, deur sê, deur help, deur skouer teen skouer vriende, is daar 'n oorwinning teenoor hierdie aanklaer en hulle kan anders leef. Daai vriende, familie is elkeen van ons. Vir ons is daar oorwinning nie oor dat daar in ons omstandighede oorwinning is nie, maar omdat die bloed van die lam, die dood van ons Jesus Christus ons deel gemaak het van iets groter en iets beter. Wat ons deel gemaak het van 'n ander manier van lewe. Deur ons getuie aan mekaar is ons besig om die missie van ons God. In 'n stuur my jaar is ons getuies besig om mense te help om Jesus in en deur ons omstandighede ook raak te sien. So ek nooi jou. Hierdie is nie een van daai oomblikke waar jy opspring en sê soos wat Paulus geskryf het en sê ja, meer as oorwinnaar, ek kan aangaan en alles doen nie. Nee. Hierdie is een van daai oomblikke waar ons opstaan en sê Here, ten spyte van is ek meer as oorwinnaar wat alles kan doen. Ten spyte van waar ek is en wat ek voel en waar ek sukkel, kyk en ek sien U in en deur al hierdie goeters en deur die bloed van die lam en deur my getuie sal U bekend staan as die een wat oorwinning bring. Ek nooi jou. In hierdie week wil ek vir jou met 'n bietjie huiswerk stuur. Om ergens 'n oomblik te vat en te sê, waar sit ek met my uitdagings? Wat is daai ding hierso wat ek sê, is as hierdie net kan wegwees, kan ek oorwinning behaal. As my finansies net so kan lyk, as my kinders net so kan luister, as ek hierdie kan doen, daardie kan hê, as ek net eendag verby hierdie kan kom, sal ek in 'n lewe van oorwinning leef, om daardie goeders te kan sien, maar nie toe te laat dat jou hoop deur dit weggevat word nie. Om te sê, ja, die goed sukkel dalk, maar ek, as oorwinnaar, het die koning Jesus Christus in my hande en my voete is syne, my woorde is syne en ek bemoedig die mense rondom my. Ek help die mense om oorwinning te behaal anders as net in my omstandighede. Ons het nodig om oorwinning 'n klein bietjie anders te sien. Hoekom? Want ek en jy, ons as missiomense is meer as oorwinnaars. Soos wat ek elke week in my laerskoolloopbaan gehoor het, ek is meer as oorwinnaars. In alles sal ek triomfeer, nie omdat ek in alles wen nie, omdat my sukses lê ergens anders. En ek nooi jou om die lens waardeur jy kyk net 'n klein bietjie te draai. Mag jy nooit die hoop van oorwinning en jou grootste uitdaging met mekaar de mekaar kry nie. Want ons koning Jesus Christus het iets anders kom moontlik maak vir ons. Ek nooi jou om jou oë net 'n oomblik daarso toe te hou. En ek wil 'n oomblik se stilte gaan. Net 'n oomblik se stilte waar ek vir jou wil vra om vir die Here te vra. Heer, help my om my oorwinning nie te sien in my omstandighede nie, maar dit wat U kom doen het. Here, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons kan deel in U oorwinning wat U kom behaal het. Wat U ons van deel gemaak het. Here, mag my identiteit as oorwinnaar een wees wat dit vir my moontlik maak om anders deur omstandighede te gaan en mag my omstandighede nie my identiteit as oorwinnaar wegvat nie. Here, dankie dat U kom gee het. Dankie dat U kom bemoedig. Dankie dat U kom help. Dankie dat U vir ons getuies maak en die mense rondom ons wat in moeilike verdrukking sit kom help.
Here, dankie dat ek 'n missioemens kan wees in 'n stuur my jaar, wat u hande en voete, u woorde, u lippe, u getuie kan wees oral waar ons gaan. En mag die mense rondom my oorwinning in Christus sien. Here, ons vra nie dit omdat ons dit verdien nie. Ons vra nie dit omdat ons altyd die regte dinge doen nie. Ons vra dit want u het dit kom moontlik maak. Help ons om onsself te sien in u oë. Amen.